Goeiedag en welkom. Jesus vra, hoekom slaap julle? Een van die merkwaardigste geskenke wat God aan die mens gee, is ons bewussyn. Ons is nie net lewende wesens wat reageer op instinkte en prikkels soos diere nie. Ons het die vermoë om na onsself te kyk, vrae te vra oor wie ons is, hoekom ons leef, wat die doel van ons bestaan is en hoe ons lewe wil inrig. Hierdie vermoë tot bewussyn is deel van wat dit beteken om na God se beeld geskape te wees. Psalm 139 is 'n digterlike viering van hierdie wonder. Die psalmdigter is nie net verwonderd oor die kompleksiteit van sy liggaam en wese nie. Ek loof U omdat ek op 'n vreesaanjaende, wonderbaarlike wyse gemaak is, vers 14 nie. Maar hy is selfs nog meer verwonderd oor die feit dat God hom ken, dat God naby is, dat God oral teenwoordig is en nooit sy oog van hom afhaal nie. Hierdie verwondering lei die digter egter nie tot passiwiteit nie. Nee, dit lei hom tot ondersoek. In die laaste verse bid hy, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. So bid hy vers 23 tot 24. Die psalmdigter ontdek dus iets belangrik. Ons bewussyn van God en van onsself vra van ons om keuses te maak. Ons is nie gevange in noodlot of instinkte nie. Ons kan kies hoe ons wil leef. Maar met daardie vryheid kom 'n gevaar. Ons kan kies om nie vanuit hierdie bewussyn en wonder van God en ons menswees te leef nie. Ons kan kies om af te skakel, onsself te verdoof of in ander woorde aan die slaap te raak. Jesus is in Getsemane besig om 'n gebed te worstel met die pad wat vir hom voorlê. Die pad van lyding, van die kruis. Hy vra sy disippels om saam met hom te waak en te bid. Maar wanneer hy by hulle kom, vind hy hulle aan die slaap. En hy vra, waarom slaap julle? Staan op en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Slaap is hier meer as net moegheid. Dit is 'n metafoor vir geestelike onsensitiwiteit. Terwyl Jesus deur 'n geestelike krisis gaan en die wêreld op die punt staan om tot 'n keerpunt te kom, is sy vriende nie bewus van die erns van die oomblik nie. Hulle leef nie vanuit 'n diep bewussyn van God se teenwoordigheid en hul roeping in daardie oomblik nie. Hulle is aan die slaap. Daar is soveel dinge wat ons geestelik aan die slaap kan maak. Ons kan op autopilot leef, sonder om ons harte, soos in Psalm 139, te ondersoek. Sonder om te vra, hoekom ons doen wat ons doen. Ons vrees vir oordeel kan ons ook aan die slaap maak. In plaas daarvan dat ons by God hoor wat die ewige weg is, pas ons aan by die verwagtinge van ander. 'n Konstante stroom van vermaak en afleiding, skerms, media en voortdurende geraas verdoof ons siel. Dit maak dit moeilik om stil genoeg te raak, om werklik bewus te wees. Pyne en verwyte van ons verlede maak ons vasgevang in wat was en ons verloor die helderheid om die hede met God se oë te kan sien. Ons raak ook aan die slaap van besig wees en die konstante strewe na nog en meer, dat ons vergeet om teenwoordig te wees met God, met onsself en met die mense in ons lewe. Jesus se woorde, hoekom slaap julle, is 'n liefdevolle, maar 'n dringende uitnodiging. Word wakker, leef met oop oë, leef met 'n hart wat ingestel is op die heiligheid van jou lewe en op die heiligheid van die teenwoordigheid van God wat altyd met jou is. Psalm 139 eindig nie met 'n triomf nie, maar met 'n gebed. Deurgrond my, o God,
So leef as 'n wakker mens. Altyd oop vir ondersoek, vir bewustheid, vir leiding. Jesus roep ons ook vandag om wakker te wees, om nie net te bestaan nie, maar werklik te leef. So kom ons neem 'n oomblik om vandag se refleksie saam te doen, en dan bid ons saam. Kyk vir 'n oomblik by die venster uit, en neem die verskillende skepingsvorme waar. Dink aan wie jy is. Jy kan aanvoel dat jy deel is van alles, alles insluit, maar dat alles, jouself ingesluit, in iets, iemand groter bevat word. Sit net met die bewussyn, die aanvoeling, sonder om daaroor na te dink. Deur die verloop van hierdie dag kan jy bely, hy is in alles, en alles is in hom. Kom ons bid. Here, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van u teenwoordigheid in my lewe. Genade, genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade,